Hallo almal, baie welkom by One and Only You Edutainment with Ella. Ek gaan vir julle nog 5 kinderboeke wys vandag. In geen spesifieke volgorde nie. So hierdie is nie 'n storieboek nie, dit is meer 'n opvoedkundige boek, hoe byna alles uitgevind is deur die brainwaves. Nou binne-in is die illustrasies baie soos wat julle hier op die voorblad en die agterblad kan sien. Elke onderwerp wat hulle verduidelik, het vreeslik baie prentjies by en verduidelikings en is baie interessant en van die onderwerpe, elke onderwerp is omtrent so dubbelbladsy lank min of meer en van die onderwerpe het ook bladsye wat, as dit nou die boek is, dan het hy nog bladsye wat uitvou. So dan is dit soos 4 bladsye. Ja, ek dink dit kan kinders baie help met skoolwerk of net om te kyk waarin hulle miskien belangstel. Baie van die onderwerpe is effens tegnies sal ek sê, so miskien vir kindertjies wat dalk in ingenieurswese eendag belangstel of enige iets wat met masjinerie te doen het, is hierdie boekie baie interessant. Dit is geïllustreer deur Lisa Soling en Ralph Leiser. En die boek is, soos ek gesê het, deur die brainwaves. So ek lees baie graag vir julle die agterblad. Hoe byna alles uitgevind is deur die brainwaves. Wanneer is die eerste wiel gebruik? Wie het die blink gedagte gehad om 'n gloeilamp te maak? Wat is die verband tussen 'n teepot en 'n sneltrein? Vind alles uit oor sleutel, uitvindings wat die wêreld verander het en gelei het tot byna alles wat later ontdek is. 'n Fantastiese uitvoubladsye wys die wie, wat, wanneer en waar en waarom van elke uitvinding en verduidelik hoe dit ons lewens verander het. Met die brainwaves wys die illustreerders Lisa Soling en Ralph Leiser die dinamiek en humor wat hul werk kenmerk. Dit is 'n brainwave. Hy en sy piepklein maters is jou gidse tot die groot idees wat die wêreld geskit het, tot die deurbrake wat na nuwe uitvindings gelei het en die skitterende nuwe produkte wat gevolg het. 'n Briljante boek van groot idees en dit is deur Malan Media. So oor genoeg onderwerpe in hierdie boek en die prente is baie helder en kleurvol en humoristies. So ook 'n baie goeie boek vir enige kind se boekrak. Dan hierdie is ons tweede gunsteling boek van ons gesin. Slaaptyd stories vir vaak oogies. Soos ek vir julle gewys het, ons gunsteling was die Jakkals, is dit Kaskenades van Jakkals en Wolf. En ons tweede gunsteling boek is hierdie ene. Die rede vir dit is maar net, daar sekere boeke wat jy oor en oor lees en jy raak net soos nooit moeg vir die boek nie. Ek sal sê hierdie boek het baie diepte, die verhaaltjies raak nogal aan jou hart en hier is ook 'n sekere spesifieke storie hierin wat ek wonder of hulle vertel van dit. Maar die spesifieke storie, wat is die Afrikaanse woord? Ek gaan nou maar die Engelse woord gebruik, die suspense in die storie, laat jou letterlik op die punt van jou stoel sit en dit is net, in my opinie, baie goed geskryf. Ja, en al die stories in hierdie boekies, heel wat stories in, oor genoeg stories. Die stories is lank genoeg en die prente is pragtig en kleurvol en omtrent die hele bladsy vol. Dis groot prente oral deur die stories en deur die storieboek. Regtig 'n wenner
'n boek wat ek sal aanbeveel vir enige kind, van enige ouderdom, van babatyd tot omtrent ten minste 12 jaar oud, maar ek meen, selfs ouer mense kan dit lees, selfs die oumas en oupas kan dit lees. Dit is regtig hartlike stories hierin, en 'n absolute wenner, en 'n moed vir jou boekrak. Ken jy die storie van die bokkie wat limonade wou drink? Van Dinnelientjie wat so lig was, dat die wind haar weggewaai het? Wat van die donkie wat 'n trui wou dra? Weet jy hoekom gloeiwurms gloei? Of hoe jakkalse hul kleur gekry het? Nee. Lees dan gerus hierdie betowerende boek, propvol slaaptydstories. François Reyer se pragtige, prettige illustrasies maak van hierdie 18 moderne sprokies 'n heerlike leeservaring vir oud en jonk. Laat die mense, diere, plante en insekte jou neem op wonderlike avonture. Wil jy speel in die sneeu, in kastele, vlieg deur die lug en huppel oor die berge? Gaan lê dan net knus in jou bedjie. Dit is 'n heerlike slaaptydstories. Dit is heerlike slaaptydstories vir vaak oogies. Nommer 2 in my opinie. Perd en Pony Skatkis. Hierdie is nie 'n storieboek nie, maar dit is 'n pragtige boekie vir enige kind wat enigsins in perde belangstel. Nou, dit is 'n redelike dik boek soos julle kan sien, en hulle vertel allerhande feite oor perde en verskillende soorte perde vir jou, met pragtige, pragtige prente. Vir enige kind wat van perde hou, is hierdie 'n wonderlike boek om te hê. Perd en Pony Skatkis is deur Rosie Dickens en Leonie Pratt. Hierdie boeke kom uit storage uit. Ek sien, ek moet hom bietjie hierso skoon maak. Ok. Perd en Pony Skatkis. Hierdie prachtboek is 'n uitstekende inleiding tot die opwindende wêreld van perde en ponies. Dit sal perdeliefhebbers help om hierdie wonderlike diere beter te verstaan, en is terselfdertyd 'n gids vir beginners wat leer ry en ponies leer versorg. Hierdie uitgebreide skatkis sluit ook ware verhale van beroemde perde in, sowel as betowerende perde mites en stories van oor die hele wêreld. So nog 'n baie goeie boekie om te hê. En dan kry mens mos nou hierdie fantastiese bundels, 50 lekker love stories. Hoe kan 'n mens dan nou verkeerd gaan met so 'n boekie? Hulle sê nou nie wie. Okay, hier staan, saamgestel deur Wiek Parker. Soos julle kan sien, dis 'n redelike dik boek. Hy's effens kleiner, maar hy is ook vol gekleurde prente en lekker groot letters, lekker om self te kan lees. Oor genoeg stories. Kom ek lees vir julle graag die agterblad. Wilde woordpret, vrye verbeeldingsvlugte en skynbaar sinnelose stories speel 'n belangrike rol in kinders se taal en breinontwikkeling. Hierdie geïllustreerde verhale bevat die lafste, lekkerste en lewendigste vertellings om kleingoed speel slim te maak. Ja, wonderlike boek om te kan hê. En dan het ons vir julle hierso die 5de boek vandag in geen spesifieke volgorde nie, 4 seisoene op die plaas. Ek lees graag vir julle die agterblad. Of die bloeisels blom, die skape skarrel vir koelte, die woud onttooi in rooi, of die sneeu op die skuur neersak. Op die plaas is daar nooit 'n tekort aan opwinding nie. Ontmoet vir Emma, Karel en Sebastian. Die plaaskinders, die henne se heining moet reggemaak word, of dalk kom maak mevrou Wesel 'n draai.
Blommetjie die koei en haar dames moet gemelk word. Koffie bring die roskam nader. Wolly, Bolly en Solly staan in die ry om van hul dik woljassies ontslae te raak voor die somer. Sjoe, die werk op die plaas kom nooit klaar nie. Kom beleef self die 4 seisoene op ons plaas. Daar is vir elkeen 'n werkie. Hierdie boek weer eens, dis 'n bundel, hy het oor genoeg stories, die stories is lank genoeg en die prente is helder en kleurvol. 'n Wonderlike boek vir enige kind se boekrank. Baie dankie dat julle saam gekyk het, ek waardeer dit, en onthou altyd jy is die enigste jy, you are the one and only you, so daar is 'n sekere bydrae wat net jy in hierdie wêreld kan maak. Gaan uit en gaan maak 'n verskil. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Tot ons mekaar weer sien. Bye!